Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gesang 205 gaan ons saam sing as 'n loflied vanoggend, vers 1 en vers 3. As ons kyk na die woorde van die 3de vers, dan sien ons verskoning. Gesang 264 gaan ons eerste sing. Gesang 264. En as ons dan nou kyk na die eerste vers daarvan, Allerhoogste Hemelvader, lofgesange, prys u naam. In ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons u tesaam. Hoor die loflied vreugdesange, neem dit aan in Jesus naam. Liewe gemeente, Gesang 63. Gesang 63 vers 1 gaan ons sing nadat ons na die wet van die Here geluister het. En dan Gesang 68 vers 4 en vers 5 nadat ons ons geloof bely het. Vanoggend luister ons na die wet van die Here vanuit Deuteronomium 5. Deuteronomium 5, vanaf die 6de vers gaan ons saam lees. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het.
6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het met 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, verkondig Jesus Christus ten alle tye. Hoe wonderlik is dit nie op hierdie oomblik van toepassing nie. Want waar ons gesing het, werk jy met die Gees versoening deur die Heiland se voldoening, dat diegene wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug tot Jesus Christus neem, verkondig die woord van God vergifnis van sonde. Dat ons op grond van die kruis vanoggend voor God kan kom staan, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Maar hoor die teendeel. Hy wat in die sonde volhard, hy wat die genade van God verwerp, verkondig die woord van God dat sy toorn en sy straf op hom of haar bly, solank as wat hulle in die sonde bly voortlewe. Maar omdat ons juis in die versoening van Christus glo, staan daar in 1 Johannes 1 die volgende woorde: as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Op grond van daardie belofte, dat ons gereinig is deur sy bloed,
Kom ons doen belydenis van ons geloof en ons spreek die 12 artikels in ons harte soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing uit die woord van die Here vind ons vanuit 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 5. 1 Korintiërs 2 en die opskrif die aard van Paulus se prediking in Korinte. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie,
maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanoggend. As teksvers, die tweede vers. Want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Liewe gemeente, net soos ons sit, kom ons buig ons hoofde voor die Here. Ons almagtige drie-enige God, ons wil U loof en prys, want ons kan die woord in ons hande vashou en ons kan lees. En ons lees daar waar U ook vanoggend die lyn in die sand trek en sê, dit is wat belangrik is. En ons bid dat U deur die kragtige werking van die Heilige Gees ons harte sal ontvanklik maak vir hierdie boodskap. Dat ons elkeen sal bid en vra dat U diensknegt sal bedek. En dat ons sal uitroep en sê, so spreek die Here, Here. Nie die mens nie. Ons wil vir U dankie sê. Hierdie week is verby en soveel dinge het met elkeen van ons gebeur. Soveel dinge wat so maklik ons skeef geloop het. Maar dan getuig ons vanoggend, U het ook ons lewens in U hande vasgehou. En hier by ons in die gemeente sit Hanneke en haar gesin, waar hulle eergisteroggend moes afskeid neem van haar pa. Ons vra dat U met hulle sal wees, hulle sal vertroos, hulle sal krag gee. En dat U liefde daardie leë plekkie sal vul, dat hulle die dag van môre met hoop in hulle oë sal aanskou. Ons wil vir U so dankie sê dat oom James vanoggend in die kerk kan wees, waar hy ook die afgelope week in die hospitaal 'n draai gemaak het, waar soveel toetse gedoen is, en hier is hy vanoggend in U huis, en ons wil vir U dankie sê daarvoor. Maar vanoggend is daar ook 'n gesinnetjie, wat so 2 weke gelede by 'n oop graf moes staan, en wat vanoggend hier in die huis is. En hoe swaar is dit om daardie eerste tree te gee? Daardie eerste tree om sonder iemand te kan aangaan. Ons bid vir hulle. Ons vra dat U hulle vanoggend sal vashou. Dat hulle sal weet, U is met hulle, elkeen. En vanoggend, diegene wat siek is, waarvan ons nie weet nie, ons vra ook dat U genesende hand oor hulle sal rus. Ons bid vir ons kinders wat in hierdie tyd toetse moet skryf. Dan vra ons dat U vir hulle helderheid van verstand sal gee, om hard te kan leer, om hulle beste te kan doen. Ons bid vir elke broeder op ons afkondigings wat verkies is tot kerkraad. Here, U weet elke een wat gaan ja sê, en U ken ook elke een wat gaan nee sê. En ons bid vir hulle dat hulle daardie antwoord sal ontvang
en dat hulle volgens daardie antwoord U sal bly dien. En mag ons as kerk opgewonde wees om ook as broeders in die amp diensbaar te kan wees in U gemeente. Spreek met ons uit die woord uit vanoggend en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, Paulus draai nie doekies om in hierdie gedeelte nie. Hy sê dadelik vir die gemeente in Korinte, hy wil niks anders weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Maar weet jy, as ons na die hele hoofstuk kyk, vers 1 tot 5 gaan oor die prediking, vers 6 tot en met vers 13 gaan daaroor dat die Gees hierdie prediking openbaar, en vers 14 tot 16 dat diegene wat hierdie woord hoor, dit sal aanvaar en in hulle hart bewaar. Een geleerde het op 'n tyd gesê, is dit nie tyd om ons behoefte aan goddelike krag in ons prediking te bely nie? Wat word hiermee bedoel? Toets jouself daaraan. As ons later vanmiddag of môre praat oor vandag se diens, wat is ons woorde? Dominee het net vir my gepreek. Dominee het weer die spyker op die kop geslaan. Dominee het. Hierdie geleerde sê nee. Sien in die prediking die goddelike krag raak wat hierdie prediking vir ons lewend maak. Nie die dominee nie. Want weet jy, ons verlang tog daarna om vervul te wees deur die Heilige Gees en so te lewe. Om gelei te word deur die Heilige Gees, gehelp te word deur die Heilige Gees, geheilig te word deur die Heilige Gees, geleer te word deur die Heilige Gees. En wat gaan die gevolg wees? Presies dit wat in hierdie gedeelte vir ons geleer word. Dat ons by God en sy krag gaan uitkom. Weet jy, Paulus begin dadelik in vers 1 en hy sê die volgende: En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Paulus het die manier gehad om vir die mens te sê, maar moenie na Paulus kyk nie, kyk na die woord, kyk na God. In Korinte het dit ook so gegaan. Daar was mense wat die kuns eintlik vervolmaak het om skare te behou wanneer hulle met hulle praat, om skare op te sweep en hulle te vermaak. Geliefdes in die Here Jesus Christus, as u so 'n predikant soek hier voor in die kerk, sê asseblief vir my, ek moet gaan. Want 'n dominee is nie 'n motiveringsspreker nie. 'n Dominee is nie hier om u te inspireer vir die week wat voorlê, sodat u beter oor jouself moet voel nie. Paulus het nie met 'n lysie van 10 dinge gekom en gesê, doen dit en dit sal met jou beter gaan nie.
Die werk van 'n predikant is nie om 'n gehoor tevrede te stel nie. Ja, elke dominee het sy eie manier van preek, sy eie swak en sterkpunte, maar dit moenie oor die predikant gaan nie. Hy kom nie met pragt en krag om vir mense te wys hoe wonderlik hy is nie. Want weet jy wat gaan die gevolg wees? Presies dit waarmee ons begin het, dat ons hier gaan uitstap en môre gaan sê, wat 'n kragvolle prediker. Wat 'n kragvolle boodskap het die dominee gegee. Paulus kom in vers 4 en hy herhaal weer die volgende, en my rede en my prediking was nie in oorredende van woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van die Gees en krag. Ja, geliefdes in die Here Jesus Christus, met die tegnologie van vandag en al die video's wat ons kyk en al die motiveringssprekers na wie ons luister, het kommunikasie werklik 'n sekere punt bereik waar as dit nie professioneel gedoen word nie, dan wil ek nie daarna luister nie. 'n Mooi voorbeeld daarvan is die uitsendings wat gemeentes uitstuur. Hoeveel van ons het al gesit en gekyk en gedink, ag nee, die gemeente se beeld is swak, ek sit af, ek luister nie meer daarna nie. Vergeet van die boodskap, die beeld is swak. Hoeveel van ons het al as gevolg van menslike redes omgedraai en gesê, ek wil nie luister na die woord van God nie. Hierdie goeie kommunikasiemetodes, hierdie motivering wat die mense so nodig het, dit plaas die mens in die middelpunt van dit wat in die erediens gebeur. Dit plaas die mens en sy sondige natuur, dat hy die eer ontvang. Maar daar is 'n probleem. Dan gaan dit oor selfvertoning. Dit gaan oor, kyk wie's ek, selfverheerliking, mensgesentreerdheid. Nou Paulus, ons moet dit nie vergeet nie, Paulus was 'n geleerde man gewees, welsprekend. Hy was passievol, hy was begaafd in dit wat hy gedoen het. Sekerlik 'n fascinerende man om mee te gesels. Maar hy het die verskil geken om disippels te maak van Christus en om homself te verheerlik. In 'n sekere sin leer Paulus ons hier, veral as ons kyk na vers 2 wat ons teksvers is, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. So op 'n sekere manier is die predikant besig om homself te kruisig, homself op die agtervoet te plaas en te sê, nie die predikant nie, maar Christus. Sien die kruis raak. Hoekom die kruis? Want die kruis vertel vir ons die krag van God. Die kruis vertel vir ons die wysheid van God. Dat van die begin van alle tye tot aan die einde van alle tye God in beheer is van alles. Dat die kruis vir ons as gelowiges vanoggend die voorreg gegee het om te besef, maar op grond van die belofte van Christus is ons sonde vergewe. Hoor u wat die belofte is? En dit is die wysheid van God, slegs die kruis. Maar wat sê Paulus, wat moet die predikant doen?
En dit is die pragtige woorde wat ons ook in vers 1 kry. Het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig? Hy het nie oor homself getuig nie. Weg van homself, terug na Christus. Vir ons kinders, die woordjie getuies of getuienis. Weet julle wat is belangrik om dit te onthou? As julle nou met vakansie gegaan het en iets het gebeur, die motor se band het gebars. En nou kom iemand en vra vir pappa, wat het gebeur? En dan kom Boetie en hy sê, oom, dit was 'n verskriklike slag gewees. Ons het almal so groot geskrik. En my pa het daar die band in 'n paar minute se tyd omgeruil en ons het weer gery. Het hierdie seentjie oor homself getuig? Het hierdie seentjie vertel hoe wonderlik hy is? Hoe sterk hy is? Hoe goed hy is? Nee! Hy het getuig oor die gebeure wat plaasgevind het. Hy het getuig oor hoe sterk sy pa is, wat hierdie wiel so vinnig kon omruil. En Paulus kom en hy sê, maar hy is 'n getuienis van God. En wat getuig hy? Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dit is die kruis wat hy verkondig, niks anders nie. Die kruis is die middelpunt van sy geskiedenis. Die kruis is die realiteit van die verlede, die hede en die toekoms. Sien ons dit so? Beleef ons dit so? Want die kruis het die volheid van God se karakter vir ons kom wys. Hoor hierdie wonderlike woorde. Die kruis het die volheid van God se karakter vir ons kom wys. En weet jy, vir interessantheid. Hoor mooi hierdie woorde, vir interessantheid. Die werkwoord wat gebruik word, praat van 'n eenmalige gebeurtenis, maar wat voortdurend betekenis het vir die mens wat dit hoor. Moet die kruis weer plaasvind? Nee. Dit was meer as genoeg. Die grootste fout wat die mens maak is om te dink, dis 'n gebeurtenis wat eeue gelede plaasgevind het. En kom ons kyk nou maar wat gebeur. Nee. En Paulus het homself nie verkondig nie, hy het homself gesien as swak, onvoldoende. Kyk nou vers 3 wat sê hy, ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. Hy is nie sterk genoeg nie, maar God is. God is deur die kragtige werking van die Gees onstuitbaar. Paulus het daarvan getuig. Geen menslike krag kan die krag van die Gees vervang nie, al probeer ons hoe hard. Geen menslike krag kan soveel moed vir mense gee, dat hulle met dankbare harte op die grond neerval en God wil dien. Geen menslike krag kan iemand se hart verander nie. En kinders, ons praat nie van 'n hartoorplanting nie. Ons praat van 'n hart wat nie die Here wou dien nie, wat nou die Here wil dien. En dit is hoe God 'n hart verander.
Want dit is nie net 'n gedragsverandering nie. Ons is so geneig om net vir mekaar te sê, doen die volgende en doen dit so, dan is jy reg. Nee. 'n Hartsverandering. 'n Hart waarin die Heilige Gees werk. 'n Hart wat oortuig is dat die kruis, as dit nie gebeur het nie, was jy verlore. Dat die kruis vir ons so belangrik is. Dat ons geloof letterlik daarvan afhang. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, is die woord vir ons so lewend deur die kragtige werk van die Heilige Gees? Is die woord van God vir ons so 'n saak wat ons opgewonde maak, dat ons Christus sien as ons leidsman, ons verlosser, ons saligmaker? En niks anders kan ons red nie. Niemand anders kan vir ons daardie verlossing gee nie. En daarom kom Paulus en hy sê in vers 5, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Hoekom kan hy dit sê? Hoekom kan dit sy uitgangspunt wees? Lees weer ons teksvers. Want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Jesus Christus en hom as gekruisigde. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, ons wil vir U so dankie sê, as ons so luister na U prediking, na U woord wat verkondig word. En ons wil met ons hele hart vra dat U ons elke een so sal aanspreek, dat ons sal besef en verstaan, maar dit gaan oor U genade en U alleen. Dat ons met dankbare harte voor U sal kom stil raak. Want ons sien nie klein dingetjies raak wat gebeur, maar ons gee nie die eer vir U soos wat ons moet nie. Wanneer die groot dinge gebeur, wanneer siekte ons tref, wanneer 'n sterfgeval ons tref, wanneer 'n groot operasie vir ons wag, wanneer daar groot besluite vir die toekoms geneem moet word, dan weet ons hoe om U te ken daarin. Wanneer ons hierna in ons motors klim en ons ry huis toe, sien ons dat selfs daardie pad in U hande is. Die kos wat ons vanmiddag gaan eet, of dit 'n bietjie is en of dit 'n feesmaal is wat gedek is ons dankbaar daaroor. Want U het ons die krag gegee om te werk en te sorg dat daar kos op die tafel is. U doen dit. Wanneer ons kinders weer môreoggend skool toe gaan, mag hulle dit ervaar dat al moet hy 'n toets gaan skryf, al moet hulle ook huiswerk inhandig wat klaar moes wees die naweek, dat hulle met opgewonde harte by daardie hekke sal inloop, want hulle het die voorreg om skool te gaan.
wanneer ons môreoggend werk toe ry. Here, maak ons dankbaar dat al sit ons 2 ure op die snelweg en die verkeer vas, wanneer ons veilig by die werk aankom, maak ons harte opgewonde om te kan sê dankie. En so kan ons elke gedeelte van ons lewe by u voete neerlê. En ons kan net dankbaar word vir u liefde en u genade. Ons sien dit in ons gemeente. Ons sien dit in soveel wonderlike mense wat hier in die kerk kom sit om na u woord te kom luister. Ons sien dit as ons hoor, maar daar is gemeentes wat ook in die diens inskakel, al is dit op 'n rekenaar en 'n skerm waar hulle sit en kyk en saam u dien. Hulle is bereid om dit te doen. Mag hulle dit ook beleef, dat die evangelie nie tot die mens beperk word nie, maar in Christus verkondig word oor die hele wêreld heen. Ons as gemeente wil ook bid vir Willem wat vanoggend hier in die kerk is, na sy voetoperasie, dat u hom genees het, hom beskerm het. Dankie dat ons u naam mag eer. En sulke gebeurtenisse kan raak sien en kan weet, as u dit nie doen nie, is ons as mens op 'n baie slegte plek waar ons nie wil wees nie. Want dan gaan ons besef, ons is tot niks in staat nie. Die lewe gaan te swaar wees, die probleme gaan te veel wees. Die dae, die weke, die jare gaan te lank wees. Want u is ons krag. U is ons loflied in ons harte. Maar u is die vreugde waarin ons kan leef. Seën ons elkeen in hierdie week wat voorlê, dat ons volgende Sondag met nuwe moed, nuwe durf, nuwe krag by hierdie deure sal inloop en sal sê, ons kom luister na die woord van God. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en hom as gekruisigde. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, nou gaan ons Gesang 205 sing. Gesang 205 vers 1 en vers 3. Kom almal, laat jul stem verrys. Kom laat ons die Verlosser prys. Halleluja. Die Heer laat duisternis verdwyn. Hy is die lig wat helder skyn. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja. Kom ons sing vers 1 en 3 tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here. Gaan leef in sy vrede, omdat u glo. Hy is die gekruisigde Jesus Christus vir ons. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen. Liewe gemeente, namens die kerkraad is daar net 'n paar afkondigings wat ons vinnig net wil uitlig. Daar is, omdat dit nou lang naweek is, geen aandiens vanaand nie, en daar is ook nie verbondsonderrig vanoggend na die diens nie. En dan sal jy sien dat daar ook tydens skoolvakansies en lang naweke word daar ook nie koffie en tee bedien nie. So onthou dit maar dit beteken nie ons moet dadelik ry nie, ons kan nog 'n oomblik kuier en bietjie gesels. Dan herinner ons net al die broeders wat verkies is tot die kerkraad. Volgende Sondag 30 Maart is die bevestiging. Diegene van u wat nog nie u briewe gestuur het vir Lucy nie, asseblief maak so. Dan lidmaatskap aangeleenthede. Dit is wonderlik om die volgende 2 mense se name aan die gemeente voor te hou vir approbasie. En dit is Kobus en Christel Du Plessis vanaf die NG Kerk Rietfontein Noord. Dan almal wat verjaar in hierdie komende week. Ons het die voorreg dat Kian van der Westhuizen en Mia Pretorius. Nou ek sien Mia, hulle is nie hier nie, maar ek kan nou nie tot daar agter mooi sien nie. Kian, hulle is nie hier nie. Nee, hulle is nie. Maar hulle is ons 2 kinders wat hierdie week verjaar, maar almal saam met hulle. Baie, baie geluk met die verjaarsdag. 'n Geseënde dag word u toegebid en vele geseënde jare wat voorlê word u toegewens.
Ons program vir die week, u sal onthou, ons het die afgelope week nie oggendbid hier en Bybelstudie gehad nie, maar hierdie komende week gaan ons voort en ons is besig met die boek Hebreërs in Bybelstudie. So as u graag wil aansluit, asseblief kom, u is meer as welkom en ons gesels oor Hebreërs. Dan onder voorbidding, u sien almal die name daar, maar in besonder intussen nadat die afkondigings uit is, Hanneke se pa is eergisteroggend oorlede. Hanneke, namens ons as gemeente, ons bid nog steeds vir julle. En ons vra dat die Here julle sal vertroos en krag gee, ook vir die afskeid Saterdag. Baie seën en baie voorspoed. Dan, liewe gemeente, ons dakverfprojek gaan maak maar 'n draai daar op die stoep. Kyk na die plakkers wat ons kan plak, as u dalk 'n dromverf kan gee ten bedrag van, u sal daar sien wat is die bedrag, of miskien arbeid met daar's 'n plakkertjie met 'n bedrag. Plak hom op 'n pink papiertjie en gooi hom in, skryf asseblief net u naam en telefoonnommer daar neer. Liewe gemeente, dit is ons afkondigings vir hierdie week. Baie seën, baie voorspoed vir elkeen van u en mag ons DV volgende Sondag almal weer terug wees. Totsiens.